Die raad staan 'n koerant lees? Dis stil hier sommer en privaat. Ek verstaan. My ou Gousie sê altyd, elke mens het 'n mislike hoekie nodig. Jy weet, plek in die huis waarna hy kan gaan as hy mislik voel. Maar ek voel nie mislik nie, ma. Ek weet. Dis ook 'n plekkie waar mens kan gaan as jy wil alleen wees, 'n bietjie dink. Miskien kyk na die balans op jou skelm spaarboekie of 'n vormpie vir perde wil invul. Het ma my afgeloer? Nee, ek weet lankal jy speel skelmperde. Nie skelm nie, ma, net privaat. Ja. Sit daai vir my op asseblief. Dis aan 'n Pick 6. Ek het nie geweet ma speel op skelmperde nie. Skelm? Nee, net privaat. Ja, Koert se pa gaan deur, hy sal dit vir ons inbetaal. Daar's 'n pa. Ouma, ek net 'n pad dokter toe. Ek net gou vir my pa kom hallo sê. En jou Pick 6 kom inlewer. Ja, nee, waarvan praat jy nou? Toe maar, jou ouma weet sy speel op. O. Hierso pa. Ek moet waai, partners. Ek gaan laat wees. Wat's fout? Hoe gaan jy dokter toe? Voete. Hulle juk verskriklik. Dit is van daai boots wat ons by die werk maak dra. En Jolanda het gesê as ek nie nou dokter toe gaan nie, mag ek nie weer my voete in die huis sit nie. Nou toe, gaan dan. Waai. Goeie toe. Daai hairdressie maak daai arme kind se lewe ook 'n hel. Ons kan bly wees sy stuur hom dokter toe. En dokter hom nie soos laas self nie. Wanneer was dit? Laas toe hy griep gehad het, toe hy so gehoes het. Toe gee sy hom 'n hele halwe bottel kasterolie. Dit dalk nie verhoes nie. Dit het. Ou moet dit net daar by die werk gestaan aan die werksbank vasgeklou. Hy was te bang om te hoes. Hoekom wou datums vir jou na pouse sien? Hy sê hy het in sy loopbaan as geskiedenisonderwyser nog nie een druipelinge matriek gehad nie en wil ek nie liewer houtwerk vat nie. Dis 'n bietjie laat is dit nie? Nee, is nog nie eers 3 uur nie. Ek bedoel eintlik om vakke te wissel. O, nee, datum sê hy sal uit sy pad uit gaan om dit te reël. Dit sal vir hom 'n plesier wees. Hy het juis van daai laaste onnie-party 'n aksie teen nou blokkies van vuur. Dink jy nie dis wie tyd dat ons 'n party gooi nie? Ja, ek is juis lus om weer vir warm lus koekemoer uit te vat. Maar my ma het gesê nooit weer na lewe 'n party by haar huis. Hoe kon nie ons baie goed gedra by daai laaste party? Ja, maar toe my pa se first uitspan nou onlangs daai kompetisie gewen het hy mos 'n party by ons huis gegooi. En toe skeer die plastiek toe hulle my pa in ons sporrepoel gooi. Nou is jou ma ontstel daaroor. Ja, maar wat haar die meeste ontstel het is die feit dat haar kat en ons tuin toe weggespoel het. O. Nee, dan kan ons dit maar vergeet. Want ek weet wat my ouers sal sê as ek 'n party hier wil hou. Wag. Jy moet meer positief wees. Kom ons kyk wat sê hulle as ons die verantwoordelikheid van die finale besluit gee. Wat? Dis 'n tegniek waarvan my niggie in Johannesburg my vertel het. Sy het vir haarself nog voor sy matriek was 'n kar en 'n kredietkaart op hierdie manier georganiseer. Is dit so? Vertel dit ek hoor. Kyk, dit werk so. Jy gee aan elkeen van jou ouers iets wat hulle in geen normale huwelik ooit sal hê nie. Die finale sê, luister nou mooi. Mens begin by die een in die familie wat nooit eintlik sy sin kry nie. Die man, jou pa. Daar sê. Môreoggend voor skool. Dan pluk julle die moerbeiblare en dan sit julle dit hier in. En as julle dan nie suiwurms kry, dan sit julle hulle net bo op die blaartjies. Ons kry nie die wurms nie, oom. Ons moet dit by Alexis koop. O, hoeveel vra sy? 10 sent 'n wurm is die normale prys. Maar sy het gesê omdat ek en Niels die weeskinders is, mag ons dit goedkoper kry. Sy sal ons nie wet vra nie. Ek het nie geweet daar's wet op suiwurms nie. Heerlik, dit's vleis. Sakkie ter Blanche het nou die dag 'n vet suiwurm geëet. Hy sê hy sal enigiets vir sy volk doen. Lekker stupid. Kan ons bietjie met pa praat? Toe, julle twee maak spore. Hey, pas op. Toe maar oom, ons kan sien as ons nie meer welkom is nie. Ons sal net na die boks kom. Kom Nielsie. Kurt, kom kyk hier. Wat? Hey! Hy oom moet sien wat sy lelike handsyne gooi daai Nielsie met. Wil jy nou 'n klikbek wees en 'n arme weesseentjie in die moeilikheid laat beland? Shay.
Ek dink hy het net Kobaai gewaai. Toe, wat is dit? As julle twee met my wil praat, dan weet ek julle het weer een of ander skiem aan die gang. Nee pa, net 'n doodgewone reguit vraag, dis al. Jenny en oom. Wel, ek is brouk, maar vra maar. Nee pa, ek soek nie geld nie. Ek wil eintlik net weet of ek nie dalk 'n tienerparty hier by die huis kan hou nie. Wat? Ma het gesê aangesien Hessen matriek ook een gehou het, het sy nie 'n probleem daarmee nie. Maar die finale besluit is pa se. Met ander woorde, ek moet net sê ja of nee. Korrek. Die tannie het gesê wat ook al oom sê is finaal. Ons moet dit net aanvaar. Nee? Wanneer wil jy partytjie? Saterdag aand, ons sal aan die garage dans. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Dankie pa, ek sal vir ma gaan sê. Kom. Thanks oom. My pa verskil hieroor, maar ek dink nie oom is 'n ou suur gwar nie. Is dit so? Toe kruip Wikus uit sy kokon uit en wil net skaam kry omdat hy so 'n kort, vet wurmpie is. Toe sien hy dat hy bene gekry het. Lang, dun, elegante bene. En op sy rug vou die pragtigste vlerke oop. Ek is 'n skoenlapper, dink hy. Wag so 'n bietjie tannie. Die skoenlappers nie eiers nie. Ja, duisende. Wyfies lê eiers. Toe hy 'n wurmpie was, was hy 'n mannetjie. Ja. Is tannie seker die storie het nie 'n ouderdomsbeperking nie? Natuurlik, dis 'n kinderboek. Ma, kan ons bietjie met ma praat? Privaterig. Niels, die twee volg ons vlieg. Kom kyk hier. Hy vang my nie weer nie. Hey, hierso. Oeps, sorry auntie. Nooit aan. Net in ander mense se huise. Pas op. Ek is nie ander mense nie. Jy's ook nog nie te groot vir 'n paplepel nie. Maggie, ek gaan tee maak. Sjoe, tannie se mammie is streng, hè? Ja, Kurt, ek ook. Toe waaroor wil julle met my praat? Ek het nie 'n blou duit op my nie. Nee ma, ek soek nie geld nie. Ek wil eintlik net weet of ek nie dalk 'n tienerparty hier by die huis kan hou nie. Ekskuus. Pa het gesê, aangesien Hessen matriek ook een gehou het, het hy nie 'n probleem daarmee. Maar die finale besluit is ma se. O, nou is dit ek wat ja of nee moet sê. Korrek. Die oom het gesê wat ook al tannie besluit is finaal. Ons moet dit net aanvaar. Wanneer wil julle die partytjie hou? Saterdag aand, ons sal sommer in die garage dans. Nou maar goed. Bingo! Kan hy tafel uitvat? Dan sit julle die hi-fi hierso iewers. Kan ons nie so skrinkelpyper voor hy rak hang nie? Dit lyk so gross. Ekskuus. As my garage nie goed genoeg is vir julle party nie, kan julle in die straat gaan dans. Nee pa, die garage is 100%, ons sal dit net so bietjie opdolly. Daar's dit. Daar's hy. That's it. Die keerders het gom gerook. Right, watch it. Hoe lyk dit, pa? Soos 'n kruis tussen naas en 'n shifting spanner. Dankie. Ek het nie geweet jy speel rugby nie. Normaalweg nie, maar die appies het die Max uitgedaag vir 'n wedstryd by die werk. En daar's allerlei pryse, van 6 biere vir die ou wat eers met die bal hardloop tot 'n splinternuwe stel sockets vir mechanic of the match. Watter posisie gaan jy speel? Goalie. Nee, mom, para. Regtraker. My pa het eendag by ons skoolatletiek in die ouer aflos gehardloop. Toe laat val hy die stokkie. So what? Enigiemand kan 'n stokkie laat val. Hoekom is jy soos Noord-Transvaal aangetrek? Dag jy skreef vir Transvaal. Dit was Spakie se idee, pa. Want ons het nie 'n baie goeie kans om te wen nie. Dog nou sal beter lyk as Noord-Transvaal verloor as Transvaal. Goeie idee. Gaan jy en Jolanda nog na ons party toe kom? Ja, Hendrikie slaap vanaand by Hamala, kan ons 'n bietjie kom party. Dit is baie gevaarlik om rugby te speel as jy nie fiks is nie. Ek is fiks, pa. Ek was net gister by die dokter. Ek is veronderstel om 'n sportman te wees. Weet pa wat sê hy is glo my probleem? Nee, wat?
Ek het atletiese voete. Ja, en dit maak nou van jou 'n atleet. As ek nie beloof het om nooit weer uit die slaapkamer uit te praat nie, sou jy nou vertel dat Jolanda sê dat ek eintlik vir 'n gimnas moet gaan leer het. Ek is bly jy het ons nie vertel nie. Hier's jong mense. Like, pas. Vang olifantonne. Papi wil 'n partytjie hou, maar ek is die een wat die meeste werk moet doen. Ek is klaar. Alles is reg op die tafel daar buite die garage. En of dit nou reën of nie, dit is waar dit bly. Beskou dit is 'n voorreg om iets vir jou kinders te doen. Een van die dae is hulle groot en uit die huis uit. Sê ma nou. Maar toe ek 'n tiener was, mag ek nooit 'n partytjie gehou het of na een toe gegaan het nie. Hy het verander, jy weet. Vandag se tieners is baie meer volwasse. Hulle leer dan van die dinge van die lewe op skool. Toe jy jonk was, moes jy maar self die dinge probeer uitvind. Hoor jy, Hendrik? Ja, miskien is jou ma reg. Onthou jy hoe het ek gesukkel toe jy my die eerste keer leer soen het? Hendrik, ek kon jou niks leer nie. O ja, nou onthou ek, dit was Florie Venter. Maar ons sien weet, voor die party begin nie. Jy sal jou kos skryf voor die kinders hier is. Ek is besig daarmee. Ek het net 2 hande, Hendrik. Onthou jy so 2 weke voor ons troue? Dink dit was 'n Woensdag. Ja, toe het ek en jy 'n vreeslike argument gehad. Nee, dol, dis te lank terug vir my. Nee, ek kan dit baie goed onthou. Ek het nog daai geel rok met die polkadots aangehad. Jy het daardie aand hoog en laag gesweer dat jy nog nooit in jou lewe uitgegaan het met Florie Venter nie. Nee, sorry, ek is nou heeltemal 'n blank. Ek kan niks onthou. Maggie, wil jy nie maar die ketel aansit nie? Ek is so droog soos 'n spons. Ek sal dit kry. Ons praat later van Tonner. Die een aand wat ons 'n bietjie wil geniet en weer dans en jonk voel, en die voel is so styf soos 'n horing. 'n Mens moet nie probeer rugby speel as jy nie fiks is nie. Presies wat ek vir jou gesê het. Moes na pa geluister het. Ja, ek het al seker 3000 keer daai woorde van jou gehoor. Kom sit. Wat maak keer jou kop? Seermaak. Onderskep ons die bal. En is so pleased met homself. Hy hardloop en kyk kantlyn toe om te sien wie almal vir hom kyk en zap hardloop hy in die paal vas. Dit draal hom my van die veld af met 'n stretcher. Was jy wind uit? Maar daai paalslat het baie wind geuit, ouma. Stupid ouma wat weet of die lights out was. Nee, maar ek het gemaak of ek is. Dit was net na rustyd, of liewer smoke break. Toe meneer daar op die naad van sy rug lê, besef hy hulle het kante geruil. En die rede hoekom niemand hom geduik het nie is, hy was op pad na sy eie paal toe. Ek sou my net so geskaam het. Ag, nie maar ou moet enigiemand kan 'n fout maak. Dankie, ouma. Maar wat my die kwaadste gemaak het was Koert. Koert? Ja! Hy en Madam Liz het mos na die rugby kom kyk. En toe hulle vir Niels afdra, toe soek die mechanics se span 'n ander hakker en toe gaan speel Koert. En toe druk hy 3-3 en word bekroon as mechanic of the match. En hy wen die sockets. Ja, pa, die hele stel. Wat is sockets? So stel goedertjies van groot na klein waarmee plannerspype sny. Ag, is nie, man. Maar dis soos ringspanners, maar sonder die handvatsels. 'n Mechanic sonder sockets is soos 'n tandarts sonder tande. Ek moet die kos gaan klaarmaak. Ons moet klaar eet voordat Wimpie se partytjie begin. Wil jy 'n handjie kom bysit, Jolanda? Nee, dankie, ma. I beg your pardon. And I beg thee too. Dankie! Dis maak my voorskoot het. Ek wil nie my outfit bemors nie. Kom, in die kombuis. Wat gaan 'n skoolaitie maak met socket? Sien nog ys op? Ja, bo in die vrieskap. As julle daar dans gaan iemand nog 'n breek kry. Nooit. Het jy hom gesien hoe smart my cherry lyk? Sy so warm dis ontdek.
Ja, mechanic of the match. Hou julle lekker party. Ja, ek ook daar en jou man 'n bietjie saam. Hy is so seer, hy kan nie beweeg nie. Ek sal vir julle hier deur die venster koekeloe. Hoekom vat jy nie vir Jolly vir 'n dans nie? Neil sal 'n vervang. Man, hy sit daar aan die ander kant in sulk, hy sal nie eens weet nie. Toe loop nie. Ons gaan dans, Jolanda. Okay, maar ek ken plan om te terugkom. Eintlik moet jy nie so stil sit as jy so styf is nie. Gaan loop 'n bietjie rond. En vanaand dan vat jy 'n lekker warm bad met so 'n bietjie koeksoda. Dan hou ek liewerste by darts en snoeker. Rugby is net vir mense wat meer spiere as breins het. Ja, seker. En nou as jy hier sit, kom dans 'n bietjie. Dit sal 'n bietjie moeilik wees, ek is verskriklik seer en styf. Toe, beweeg 'n bietjie. Al gaan wieg jy net so 'n bietjie op maat van die musiek. Toe kom. Nee, Jolanda se lipit kry, ouma. Sy's hier binne in so 'n buis en sy sal nie eens agterkom jy's weg nie. Okay. Toe gaan. En dit! Eers byt jy my plek in die span en nou dans jy met my vrou. En jy? Dis styf om met jou vrou te dans, maar nie styf genoeg vir haar nie, Flerry. Nee, wag nou, moenie nou my party kom opmors nie. Shut up, man! Okay, Poeksie. Ek sal verduidelik. Maar eers as jy klaar verduidelik het. As ek nou 'n koppie gaan, was jy lights out. Ja, toe maar, alles is verby. Alles is verby, is niks om te sien nie. Wimpie, speel die musiek. Ek geniet die dans. Tada. Oupie en Jolanda het nodig om op 'n lang vakansie te gaan. Ek dink eerder ek en jy het so vakansie nodig. 'n Seereis om die wêreld. Ek wonder of sal hulle mens toelaat om agter in een van daai hotelskippe te sit en visvang. Ag asseblief. Môre. Ons het net kom apologize vir gisteraand en dan is Wendertjie by my maale gaan haal. Maar apologize, ons luister. Moenie so vrolik lyk daaroor nie. Ons is jammer, pa. I like dit nie so nie. Daar's niks soos 'n bietjie aggro om die passion in die huwelik wakker te maak nie. Ekskuus. Gisteraand gedra julle so skatte. Varke. Common rubbish. Stoude kapoutes. Ja. Wat ook al. Julle gee nie omdat julle almal ontstel nie. En nou is alles weer. Ankie Dorie. Going like a Boeing. Ja man, shut up. Sien net julle is verskriklik jammer oor gisteraand te gehaal julle lady. Ek en Poeksie is jammer. Ja, baie. Hoekom giggel kabouter so baie? Nee, hoekom giggel kabouter so baie? Die gras kiel julle onder hulle arms. Moet julle nie vir Hendrikie gaan haal nie. Ja, ma. Behalwe vir ons klein misverstandjie gisteraand, dink ek dit was 'n baie goeie party. Dankie. Wat bedoel jy dankie? Die partytjie was my besluit. Ekskuus. As ek nou reg onthou, het jy nie 'n probleem daarmee gehad nie. Die besluit was myne. Nee, Hendrik, jy het nie 'n probleem daarmee gehad nie. Die finale besluit was myne. Dan loop ons liewer. Is vreeslik onaangenaam as mense soms so oor niks stry nie. Kom. Baie. Bye. Wag 'n bietjie, Maggie. Nou laat ek daaroor dink. Ek en jy het nooit direk met mekaar gepraat oor hierdie party nie. Dis waar. Daar was 'n tolk betrokke. Wimpie. Dink mos ek en jou ma is twee man paras. Wimpie ma's baie teleurgesteld in jou. Ek het nie van jou verwag dat jy jou ouers so sal manipuleer nie. Manipuleer is te 'n mooi woord daarvoor. Hy het ons van 'n kant af belieg. Kan ek net iets sê? Nee, jy's 'n gladde bek. Nou staan ek en jou ma in stry en jy stap ewe onskuldig hier weg. Wag, Hendrik. Laat hom sê wat hy wil. Hy lieg so. Asseblief, Hendrik. Wat wil jy sê, Wimpie? Ek's jammer. En? En wat? Pa wil paai ek moet op my knieë soebat. Dis 'n begin. Daar's net een manier wat ons die ding gaan oplos. Die meneertjie weet baie goed wat hy verkeerd gedoen het. Van nou af
Vra jy ons niks as ek en jou pa nie albei saam daar is nie. Ja, om jou ma en jou pa so teen mekaar te gebruik, is net so goed as om te sê, ek dink julle is stupid, en ek het nie soveel respek vir julle nie. Merk jy, ek is lus om by die kind. Hy kry nie weer my kar se sleutels nie, dit sal hom tot sy sinne ruk. Ag nee ma, ek beloof ek sal nie weer so agterbaks wees nie. Tannie oom, kom kyk wat doen Nielsie. Wat doen hy? Nielsie, kom hier. Hy trek my sywer om sy sterk. Dis nie oom, ek het dit net vasgehou. Waarom het self getrek? Nielsie, die sywerms is baie delikaat. Jy sal dit middeldeur trek. Los dit. Hoe getrek oom Wimpie se oor? Ek hou vas dit net, hy trek self. Nou net op die telefoon na Koert se pa. Nee, sê hy. Koert het nooit vir hom ons perregoeders gegee nie. Hy kry dit alles nog net so in die kind se skoolbaadjie sak. Wat? Ek is lus om knoop daai luit. Jy en Ouboet kan bly wees, julle kry julle geld terug. Julle per het nie ingekom nie. My piksieks was in die kol. Al het dit net R280 uitbetaal. Dis die beginsel wat tel. Kon net sowel 'n grootte gewees het. Ek het al so baie geleer. As jy iets reg gedoen wil hê, moet jy dit liewer self doen. Al wat hy moes gedoen het, is net die koevertjie vir sy pa gee. Jong, die tieners beweeg in 'n wentelbaan van hulle eie. Hallo, Auntie. Ek's regtig jammer oor alles, maar hier's alles weer terug. Behalwe my winnings. Jammer oor Auntie. Ek het nou nie eens iets van waarde nie, maar Auntie kan dit maar kry. Auntie behoort daarom iets al voor by die pawnshop te kry. Nee, ek wil niks sê Vat nie, dit man. asseblief, Auntie, dit sal my beter laat voel. Sorry, baie. Wat is dit? Splinter nuwe stel sockets. En wat gaan maar daarmee maak? Hoe dink jy? Ja, dit. Jy vat. Dis joune. Wat's dit? Sockets. 'n Hele stel. Net vir jou. Sockets. My sockets. Dankie ouma. Ouma weet ook net hoe om mense knop in die nek te gee. Keel. 'n Knop in die keel te gee. Syn dufs. Die pa se bakkie nie elke overall nodig, nie gearbox strip of so. Ons sal ouma asseblief Roadhouse toe vat vir 'n milkshake en 'n roomys. Die tannie het finaal besluit en ouma het nie 'n probleem daarmee nie. Dis andersom, stupid. Elvis, waar's pa? En wat doen julle twee? Hoekom het ek klop? Ek klop nie eens by my eie huis nie. Wat wil jy? Ons is besig om te swat. Biologie. Is dit wat julle dit noem? Julle is lucky op tek het ons dit nie gehad nie. Ek moes alles self op die harde manier uitvind. Pa is saam met ma en die kinders na die prokureur toe. O, want ek wil net sy spraygun leen. Ek wil die interieur van my hotdogbaantjie spray voor ek die fittings insit. Die prokureur wil iemand die wesies aanneem. Nee, dis glo 'n probleem om iemand te kry wat al twee sal vat. Maar anders, jy kan nie twee wil split nie. Hulle het soos 'n boetie en 'n sussie groot geword. En het jy geweet dat sy vir haar mammie op haar sterfbed beloof het dat sy vir altyd na daai laaitjie sal kyk? Hoekom neem jou ouers hulle nie aan nie? Dis nie so eenvoudig nie. Daar's allerlei prosedures en keuring en ek weet nie wat alles nie. En om alles te kroon is Nielsie nêrens geregistreer nie. As hy seker deel van die ongeregistreerde informele non-tax payable sektor. Waar het jy dit gehoor? By Boela. Dis wat ek moet wees as ek wil geld maak met my hotdogwaandjie. Hoe kan jy haar karretjie met Nielsie vergelyk? Dis nie wat ek besig is om te doen nie. Ek is besig om te moan oor die stupid reëls en regulasies. Hoe simpel is dit? Ek moet my hotdogwaandjie deur 'n roadworthy sit en op die vorm noem hulle dit 'n homemade trailer. Wys jy wat weet van besigheid af? Wat sou jy dit noem? 'n Reconditioned warmgemaakte worswaandjie. Nee, stupid. 'n Plaaslik vervaardigde tuisnywerheid op wiele. Whites. Jy dit ook by Boela gehoor? Nee. Jolly het dit self uitgedink. Maar anyway, ek kan nie langer by julle kinders staan en chol praat nie. Ek het werk om te doen. En sê vir pa ek het sy spraygun geleen. En gedra vir julle. Massaging is moeilikheid soek.
Lekker. Kom ons gaan swat liewer by my huis. My ma is haarkapper toe. Sy gaan ure wees. Okay. Nou moet ek hardloop. Ons moes nooit soveel bekertjies water uit daai onderste bottel gedrink het nie. Ou Swannie het net so 'n bottel in sy sitkamer. Ready mix dop en dam. Ag, asseblief. Ouboet, Hey, As 'n pa, ek het net pa se spraygun kom leen sou raai is met pa. wat lê jy op die bank en slaap? het jy en Jolly stry gekry? Nee, dis net Wimpie saam met sy Cherry na haar huis toe. Toe is dit so lekker stil in die huis soos nie daar toe ek nog stokkies gedraai het. En toe kom lê ek so 'n bietjie op die bank. Toe raak ek aan die slaap. Toe hoor ek pa sê hy, toe word dit wakker sê ek het net die spraygun kom leen sou raai met pa. Toe sê pa, ja maar, Ja, ons ken die res. Ons was hier. Ouboet, jy werk te hard. Jy was vas aan die slaap. Ja, seker ma. By die werk is nog alright, maar as ek aan die aande aan daai hotdog waantjie werk, as niemand wat my kan help nie. Ek het nie 'n paar appies wat ek kan nader klap nie. Jy moet dalk maar net naweke aan die wandjie werk. So wat sê daai dik prokureur oor die wesies? Jong, daar's soveel red tape, ek dink nie eers hy weet wat aangaan nie. En hy sê dis nou nie heeltemal sy terrein nie. Hy spesialiseer nou meer in die invordering van slegte skuld. Ja, gee hy my sy kaartjie. En hy sê ek moet hom net bel as ek moeilikheid het met iemand wat my geld skuld. Hy het nog nie eens aan die kinders se leer geraak nie. Ek sê julle net een ding. Niemand raak aan daai kinders voordat ons nie presies weet waarheen hulle gaan nie. Die prokureur het self dan gesê as ons nie omgee nie met ons alles maar los soos dit nou is. Hy werk aan die saak. O. Het ek dalk vir pa genoem dat ek pa nie aan die van die maand gaan terugbetaal? Nee, jy het dit nie genoem nie. Ook maar goed so. Is daar as ek pa net eers die helfte teruggee. Man, betaal soos jy kan. Maar as ek Jolly sê ek is klaar huis toe. Hallo? Jolanda? Ouboet, wil jy met hom praat? Hier is hy. Praat met jou vrou. Ek lieg nie vir haar nie. Hallo. Wat? Hier, ek sweer net hier by my ma se huis. Wat wil jy het al 3 keer gebel? Die telefoon is seker stikkend. Daar's ek, kan jy hoor? Ek kan jy nie meer hoor nie. Daar's ek weer. Hulle werk definitief aan die drade. Bye Poeksie, sien jy by die huis? En dit? Werk soos 'n bom. Mens skakel net 'n 0 en maak die telefoon se klik 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 klik. Dan klink dit asof hulle aan die drade werk. Nee man, jy kan nie so vir jou vrou lieg nie. Pa het my geleer om die telefoon so te jiphou. Is dit hoe die telefoon altyd gebreek is as ek jou by die klub bel? Ag, Maggie, jy weet hoe kan die kind lieg. Ja, net het by die groot kind geleer. Ek gaan kos maak. Is jy seker jy kom eet nie vanaand hier nie? Ja, maar Jolly het 'n nuwe resep in 'n tydskrif gekry wat sy my wil uitprobeer. Seker maar moet laat waai met die tomatiesous. Jy het jou bed gemaak, jy sal laat moet slaap. Nie met jou vuil overall op my skoon bank nie. Ek haat tydskrifte. Ek was net betyds. Jy onthou my sitplek op te lig. Die shower het my se klip nie. Wat? Ek spesiaal oor. O. Ek mis nogal Voelmans. In die nag is hy so stil. Nee man, oor die stories wat hy ons vertel. Hy was nogal een wat kan stories vertel. Shame. Die oom het gesê hy gaan nou liewer self weg, want hy sal nie kan vat as ons twee weggaan nie. Soos hierdie prokureur hierbo aangaan, gaan julle nog 'n hele rukkie hier wees, moenie worry nie. Ek mis die oom se rympies. Het hy vir julle rympies geleer? Oupa en ouma se tippies toe. Oupa. Ja, dit ek ken daai een. Maar ek sal met hom moet praat as hy terugkom. Hallo. Ja, en waar was jy? Seker by Sonja. Ja, daai meisie gaan nog maklik dop. Nooit pa, sy help my. Ek het net so 'n bietjie by haar huis gaan leer. Dis wat my pla. Want jy daar leer dit niks met skoolwerk uit te wy nie. Bedoel hom vry. Hey, wat weet jy van so 'n
Wimpie kry. Verrassing! Maggie! Ma! Ek het gehoor Hans is Durban toe. Toe dacht ek nou het julle plek. En ek is so half siek en sat vir jou pa se pyn en skete. Toe kom kuier ek alleen. Om 'n bietjie weg te kom van jou pa in die slaghuis aan my die wêreld se goed doen. Maar moenie worry nie. Ek sal vir my bly betaal. Nie soos Hans wat net op julle nekke kom lê het nie. Wimpie, gaan haal jou ouma se tasse en vat dit kamer toe. Hallo ouma. Ja, hallo. Jy raak heeltemal te groot. Nooit ouma. Bring die tasse in, as dit julle net hier. As ek in Hans se kamer gaan bly, wil ek eers 'n bietjie fumigate. Maar dit sal regtig nie nodig wees nie. Hendrik, groet jy nie jou skoonma nie? Ja, natuurlik. Hallo ma. Hy Dag, kom my sit. kind. Nou regtig 'n verrassing. Die trein is ook nie meer wat hulle was nie. Die banke is so hard, my stuitjie is skoon af. Wimpie, vat daai 2 koelsakke in kombuis toe. Ek het vir julle 'n bietjie vleis gebring. Dankie, ma. Is dit die tweetjies wat jy my van vertel het? Ja, ma. Dis Rikkie en dis Neelsie. Hallo tannie. Hallo julle. Ouma het vir julle 'n bietjie sweeties gebring. Dankie tannie. Net een elk, hoor. Ons eet nou. Nou moet 'n mens eers omkap in hierdie huis voor jy 'n koppie tee aangebied word. Nee, ma. Ek gaan nou maak. Ma kon daarom net gebel het. Dan kon ek so 'n bietjie reggemaak het. Nog dan was dit nie 'n verrassing nie. In elk geval, ek wil nie hê julle moet vir my moeite doen nie. Vat my nesekus. Maak net daai koppies warm. Ek kan nie die tee so yskoud drink soos julle nie. Ja, ma. As jy so in gedagte hier sit, gaan jy nie inkruip nie. Kom, ek blaai net deur my tydskrif. Is daar iets vir jou worry? Nee, Jy seker? ja, geslaap ek kom. OK. Jy sal tog nie verstaan nie. Wat sal ek nie verstaan nie? Niks. Ek weet. Dis jou ma. Het sy weer vir jou gesê jy's mollig? She love. Maar is dit wat jy van my dink? Nee, maar ek weet van al die goed wat sy vir jou sê, is dit die ding wat jou die meeste ontstel. Wel, jy's verkeerd. Wat my meer ontstel is as sy vir my sê, my huis is de mekaar. Maar dis nie wat my nou ontstel nie. Nee, jy's reg, ek verstaan nie. Hendrik, is dit nie vir jou snaaks dat my ma nou nog nie my pa gebel het om vir hom te sê dat sy veilig aangekom het nie? Ah, is dit wat jou pla. Onder andere, Onder daai andere is daar nie iets wat ek ook verkeerd gedoen het nie. jy dink ook net aan jouself. Ek verlang na jou pa. Ek mis vrees. Ek is bekommerd oor Rikkie en Neelsie. Dinge is nie reg daar by Ouboet en Jollie nie. Wimpie se kop is vol muisneste. My ma ontstel my en jy so sensitief soos 'n myner. En nou Betty se bulldog het weer 'n paar literlike landmyne hier op die driveway gelos. Sien jy presies wat ek sê? Ek stort my hart uit en waar dink jy? Betty se bulldog. Ag, sorry, dol. Maar net ek kan dit nie vat as jy so ongekrap is nie. Ag man, miskien is ek die probleem. Ek is nie 'n goeie vrou nie, ek is nie 'n goeie dogter nie, ek is nie 'n goeie ma nie, ek is nie 'n goeie Wow, stop die lorry. Ek wil niemand anders as ma hê van my kinders nie. Kyk net hoe goed kom jy met hierdie ander tweetjies reg. Want jy kook soos 'n masjien, jy's 'n juweel van 'n vrou en die waarheid te sê, agter geslote deure laat jy my voel soos the man with the golden gun. Dink jy regtig so? 007. Dankie, Hendrik. Sal ons nou maar gaan inkruip? Wie kan dit nou wees die tyd van die nag? Versigtig, Hendrik. Wie anders? Ouboet, wat's fout? Jollie is nogal redelik kwaad vir my. Sit met die slaapkamer weggejaag en uit die huis uitgesluit. Het jy hulle woorde gehad? Nie ek nie, sy.
En ook nie woorde nie, net sulke lang sinne. Sy sê net, ek spandeer soveel tyd in my hotdogbaantjie, ek kan maar net soveel by die ding gaan slaap ook. Ou Boet. Sy sê al wat ek op die brein het, is panel beating, pap en boereworsrolls. En sy sê, ek speel nooit meer met Hendrikie nie, en ek vat haar ook nie meer disco toe nie. Ou Boet, sy wil maar seker net hê dat jy meer aandag aan haar en Hendrikie sal skenk. Ja, maar die disco het afgebrand, ma. En dit is ook nie lekker om elke keer teen Hendrikie met snakes en ladders te verloor nie. En nou wil jy hier kom slaap. Op die bank, asseblief, pa, is te koud in my garage. Hierdie huis remoer julle so. Ek kry nie 'n oog toegemaak nie. How's dit, ouma? Wat maak jy hier? In jou pyjamas? Het jou vrou jou uitgegooi? Korrek, en uitgesluit. Maar wie dra die broek in julle huis? Anie, ag. Gaan dadelik terug en gaan sê vir jou vrou, jy's lief vir haar en jy sal dit nie weer doen nie. Sal nie weer wat doen nie. Whatever jy gedoen het. Toe. Okay, bye. Ouma's lekker kwaai. En julle twee gaan ook seker nou bed toe Ja, ons is net op pad, Jan. om te gaan slaap. Nou natuurlik. Sommige nonsies laat ou Boet se vrou hom uitgooi, soos jou pa my uitgegooi het. Ma, ek het 'n voorgevoel gehad dat dinge nie reg is tussen ma en pa nie. Ma het nog nie eens vir pa gebel nie. Ek sal ook nie. Maar dis my probleem. Ek interfereer nie in ander mense se sake nie. Moenie in myne interfereer. Ek gaan nou slaap. Maak net seker dat daai deur gesluit is. Pa! Ek gaan van die Betty bulldog 'n prop insit. Sorry, ma. Nou daai heining so toemaak. Daai bulldog sal nie sy ooghare aan hierdie kant van die draad kry nie. Miskien moet ons hom gif ingee, pa. Ag man, as jy laf, hy hond is immuun. Laas keer toe ons geverf het, niks het gebeur nie en hy het 'n hele pan PVA opgesuip. Pa Kramie sê niks het gebeur nie. Die hele laerskool se kinders het kom lag oor die pink landmyne op ons gras. Nou, al wat ek kan onthou is hoe ek gesukkel het om dit uit my kerkskoene uit te kry. Hoe lank gaan ouma hier kuier? Ek weet nie. Nogal respek vir hoe gou sy gekry. Ek het nie gedink dit sit in hom om haar by die stasie met tasse en al af te laai en dan nog te sê goed ritmes ook. Julle kom maar praat, moenie oor my worry nie. Maar weet mos daai sal koppies wat ek vir my trou by Antipop gekry het. Ek het een van hulle met piering en al gebreek. Nooit. Mens kry dit nie meer nie. Ek weet. Oh nee, ek is besig om te eet. Mens grens nie oor 'n koppie nie. Ouma, ek wil net in alle vriendelikheid sê, dis vir my ontsettend moeilik om my naamtegevoelens voor vreemdelinge te ontbloot. Is dit so? En in alle vriendelikheid kan ek nie 'n tikkie worry of jy K-bassie rondhardloop. Ma, asseblief. Okay, ek sal in kombuis gaan eet. Arme ou Boet kry ook al sy hel. Jy moenie laat my ma jou ontstel, soos sy my altyd ontstel. My eie ma ontstel my net so. Ek kan nie met haar praat oor my probleme nie, want al wat sy altyd sê is if you can't fight them, join them. En dan skink sy vir haarself nog 'n drankie. En dis nie 'n manier om probleme op te los. Presies, want al wat gebeur is 'n mens raak vreeslik getrek. Seker. Nou, wat is nou eintlik fout tussen jou en ou Boet? Ek kan nie my vinger daarop sit nie. Maar vandat ek sy hare per ongeluk so opgemors het met daai kompetisie, is dit asof hy nie naby my wil kom nie. En alwaar hy die hele tyd dink, is hy stupid haar waantjie en die geld wat hy daarmee gaan maak. Ag Jolanda, jy weet ou Boet hou daarvan om sy hande besig te hou in die garage. Maar voorheen het hy nie omgegee waar hy sy hande besig hou nie. Maar deesdae is ek net in die garage en op net met daai waantjie. Nou, een van die dae is die waantjie klaar gebou en dan sal alles weer regkom. Ek weet nie. Gisterand was die laaste strooi. Maar
Ek dog ek surprise hom. En ek trek my tiervel leeutodd aan. En ek gaan staan in die garage deur en ek sê, Boxie, ek verlang. Nou gewoonlik sal hy alles net so laat val, selfs oor sy eie voete val. Maar weet maar wat sê hy? Jy staan in my lug, nooit. Doch ek het my dalk nie opgemerk nie. En ek kom nader en ek sit my arm om sy nek en ek sê, Boxie, ek mis jou. En hy sê, nie voor die hotdogkarretjie nie. Dit vererg het my. En dis hoekom ek later toe hy by my wil kom slaap en weggejaag het. Want niemand maak voor 'n hotdogkarretjie van my 'n fool nie. Kyk, so dit vir my lyk, is jy ongelukkig omdat jou man daar by julle huis werk, in die garage waar jy weet wat hy doen en waar hy is. As ouma dit so stel, dan klink dit glad nie so erg nie. Presies. Jy moet dankbaar wees. Nie soos ander vrouens wie se mans slagpale toe is om na 'n paar skaapboude te gaan kyk. En dan vind sy uit die boude waarna hy gaan kyk, dit is in 'n show by Sun City. Maar pa het dit gedoen. Moenie dink op jou pa ouderling is hy se engeltjie nie. Ek het eendag 'n fliek gesien waar 'n dominee dagga rook. Dit moes 'n oorseese fliek gewees het. Ek dink dit moes, want dit was age restricted. Ma, moet ek vir pa gaan bel? Hy sê laf. Laat hom eers goed worry. Ek wens ma wil vir my vertel wat presies hier aan die gang is. Ag, jy weet klaar alles. Behalwe dat hy begin danslesse neem het. Danslesse? Ja, nogal Latin American. Hy hou nou sy lyf jonkman. Tango, fandango en cha-cha-cha. Ek glo dit nie. Hy sê is goeie oefening, dit sit lood in sy potlood. Nou is ek eers bekommerd. Dan loop ek liewer. My huweliksprobleme is peanuts teen wat ek hier hoor. Maar Niels moet wag om iewers anders te gaan cha-cha-cha, ek skiet hom in hy flerry. My senuwees gaan nog ingee. Hoe ou dit hou is 'n wonderwerk. Oor ma. My kind, jy het nog nie geleer om te worry sonder om ontstel te raak nie. Ag ma, ek wens ma wil terugsit en net vir my sê presies wat tussen ma en pa aan die gang is. Ek dink ma's daarom dit aan my verskuldig. Ja, seker. Maar as jy moet troos as ek begin grens. Ma. En dit? Ag sommer. Eers vra jy vir my of wil ek nie dalk môre gaan golf speel nie. En nou kry ek 'n druk en 'n soen. Wil jy dalk vir my iets vra of is dit oor ek so oulik is? Nee, is net om vir jou te wys dat ek darm nog so klein bietjie lief is vir jou. Ah. Kom, my nek is styf. Ah. Slaap die kinders al? Ja, en na daai stywe toddy sal dit nie lank wees nie of my ma is vas aan die slaap. Sal ons nie op mag gaan kruip nie. Ag, is nog te vroeg. Is jy seker jy's alright? Ja, ek voel baie beter nou dat ek die ding met my ma deurgepraat het. En as jy nie omgee nie, sy gaan nog so 'n rukkie bly totdat sy besluit het wat sy gaan doen. Okay. Is daarom nie reg van my pa en my ma net so by die stasie af te laai en dan te gee pad suidkus toe om saam met sy vriende te gaan visvang nie. Ag, Maggie, alles sal regkom. So 'n paar dae uitmekaar het is al wat hulle albei nodig het. Shame. My ma sê net omdat my pa so seksie is, dink hy kan doen wat hy wil. Nee. Nou sou jy reken, ek is ook sexy. Double 07. As 'n pa, Hallo. As jy toe dan weer toegelaat in jou huis gisterand? no problem. Selfs tot in die slaapkamer. Ek weet nie wat ma vir Jolly gesê het nie, maar dit het gewerk. Nee, jou ma het net 'n slag om alles wat gebreek is vinnig reg te maak. Hoe weet pa van ons bed? Wat se bed?
Nee, toe maar. Ek het net kom lang 4-duim skroewe leen by pa. Het pa dalk. Ja, kyk daar agter daai groot blik. Dankie pa. Is julle bed gebreek? Sorry pa, maar daar's 2 dinge wat ek nie meer doen nie. Dit veroorsaak net huismoeles. En wat's dit? Ek werk nie meer in die week in my hotdogwaandjie nie. En ek praat nie meer uit die slaapkamer uit nie. Ja, ek is bly om dit te hoor. Bye. Ook maar lekker stupid. Hulle behoort 'n label op daai bed te sit om 'n mens te waarsku dat die ding heeltemal uitmekaar uit gaan val as jy van die kas af daarop duik. Ek verstaan nou glad nie wat hier aangaan nie. Ek gaan rek pluk. Nee man, wag, laat ek sien. Dis in elk geval 'n mors van tyd. Die meeste besighede gebruik rekenaars om hulle boeke te doen. Kyk, al wat ons moet doen is ons moet kyk wat die verhouding is van hierdie Wims? Sê dit. Ek jetem jou baie. Is dit waar julle is? Is julle klaar met julle huiswerk? Eintlik het ons 'n probleem met die verhouding. Ag nee, julle is heeltemal te jonk om probleme met verhoudings te hê. Ek is nou tot my ore toe oor probleme met verhoudings. Doen net julle huiswerk. Slag matriek. En vir die res gee ek nie om of julle julle ore van julle koppe afvry nie. Ek kan nie mooi verstaan of jy maar streng of broad-minded is nie. Ons van die uitleen dat hy so zat is. Jy moet sien wat sy gemors alles by hierdie engine uitgekom het. Selfs 'n paar stukke mat. Ja, daarvan weet ek. Daai dun sitkamermat wat ek het, dit was eers net so dik. Het meneer die mat hiermee probeer sny. Is hy laf? Met tweeling het. Waar's jou pa? Hy het 'n nuwe petrolpypie gaan koop. Gaan meneer 'n ketty maak? Gebruik dit om water aan te wys. Is dit? Ja. Daar by my het ek 'n aar gekry daar by my huis wat hierdie ding heeltemal so uit my hande uit laat draai. En net daar wil ek 'n boorgat sink. Is dit moeilik om water aan te wys? Nee, enigiemand kan dit doen. Wat met die helm gebore is. Ek was 'n instrumentbaba. Sal nie help nie. Is meneer met die helm het gebore? Ah ja. Met volmaan en met voete eerste. Hey, meneer kan maar lekker chol praat. Ek lieg nie. Dit is hoekom ek vandag so 'n sensitiewe mens is. Ek voel dinge aan wat iemand soos jy nie sal agterkom nie. Probeer meneer sê ek is ongevoelig. Nee, ek probeer net sê ek het meer gevoelens as die meeste ander mense. Ek is anders. Van kleins af was ek die soort kind wat die hele tyd in die koelte gespeel het. Ek het ook baie in die koelte gespeel. En ek het nou nog my lelly. Wat se ding? Dis nie 'n ding nie. Ek bær dit in my kas tussen my sokkies en onderbroeke. My teddy. O. Jy het ook altyd 'n teddy saam met haar rondgedra. Haar Beelie. En Bimpie so 'n klein blou kombersie. Sy Bessie. Jy ook so 'n spesiale speelding gehad? Ja, my bollie. Wat se ding is dit, 'n bal? Nee, 'n sparkplug. Dis nou vir jou 'n ding. 'n Bollie is nie 'n ding nie. En hy's weggebêre in 'n twaksakkie in my soet se binnesak. Hallo Spike, môre julle. Dit werk. Ja, pa. Nou? Wat jy gisterand by 'n mynparty? Nee, ek wys water aan. Maar kyk net hoe gaan hierdie mik keer as ek naby jou kom. Is jy met die helm gebore? Nee. Maar hierdie garage gaan nou oorspoel as ek nie gou 'n draai loop. Dis hom. Dankie. Jy het vir jou ook gemaak. Nee, vandat maar hier is, drink ek heeltemal te veel tee. Is hy nou warm genoeg? Sjoe. Ja. Ek het hom saam met die koppie en al daar in die mikrogolf gekoop. Proe daar so effens 'n nasmaak. Is daar nog van daai koekies oor? Vat die ene, man. Nee, ek se gaan kry. Nee, ek drink nou op aan asseblief vat die een. Dankie. Maggie besef nie aldag wat sy in jou het nie. My ou Kaal kom by die huis sal nooit in sy lewe eers 'n koppie tee maak nie.
Ek hou nie daarvan dat ek in haar kombuis rondmors. Ek weet. Dit nou die dag so aangegaan net oor ek 'n bietjie melk warm gemaak het. Maar mens los ook nie die melk op die stoof en dan gaan bad jy nie. Hallo. Hallo, ons is terug. Ons het echt 'n inspuiting gekry. En nie eers een traan nie. Toe, gaan trek so lank julle klere uit. Tannie gaan nou ietsie maak om te eet. En toe wat sê die dokter? Dis mangels, dit moet uit. Foei tog, al 2 van hulle. Natuurlik. Waar het men nou al gehoor 'n mens sny net een mangel uit? Praat van die 2 kinders. Nee, hulle maak keer niks. Dis my mangels wat moet uit. Wat? Joune? Is hy dokter simpel? Jy's dan 'n 'n wat? Jy sê dit, 'n ou vrou. nee, ek wou sê volwassene. Mens kan op enige ouderdom probleme met jou mangels kry. Ma moes dit laat uitsny toe ek 'n kind was. Dan nog iets waar jy kan dink wat ek verkeerd gedoen het. Mamma is heeltemal te fyngevoelig. As ek dan te fyngevoelig is, laat ek my uit die weg uitmaak. Hier kan ek mos nie 'n voet reg sit nie. En nou? Dat ek dan weer my stoel tik. My ma gaan nog maak dat ek die mure begin uitklim. Ek wens regtig hulle is klaar gebou daar by haar huis, dat sy weer kan teruggaan. My pa is algeen wat met haar kan huishou. En jy maak vir nie oë, hy vat nie soveel twak van haar nie. Hier kan ek mos nie 'n voet reg sit nie. Dat jy van jou ma praat. Ek gaan pak. Al moet ek duim gooi huis toe. Ek sit nie weer my voete in hierdie huis nie. Ma? Sien jy nou wat jy my maak doen het? My keel is so seer. Ek het niks gedoen. Presies. Jy doen nooit iets nie. Sit net in daardie stoel asof jy daarin vasgesement is. Dis my stoel. Hoeveel keer het ek jou nie al gevra om my gat in die draad reg te maak nie? Jy moet sien hoe lyk dit hier voor op die grasperk van Betty se bulldog. Maggie, jou ma's besig om te pak. Ek weet, ek het gehoor. Ek het nie bedoel wat ek gesê het. Maar gaan sê dit vir haar. Gaan sê jy, sy kies in elk geval altyd jou kant. Donderdag moet ek hospitaal toe en ek kom jy Saterdag uit. My ma kan nie nou wil loop nie. Ek het staat gemaak op haar om na die kinders te kyk. Sal my operasie moet uitstel. Nee, jy kla al so lank van jou keel. As jou ma wil loop, sal ek na die kinders kyk. Asseblief. En nou kla ek weer te veel oor my keel. Ek wens jy kan voel hoe voel dit om met sulke mangels te sit. Pyn is mos iets wat geen man kan verstaan nie. Ek het ook al pyn gehad. Ek weet hoe's pyn. Ja, Hendrik. Daar's 'n groot verskil tussen die pyn wat 'n vrou moet verduur en jou maagpyn. Maggie gaan praat met jou ma. Jy het vergeet van hoe moes ek die pyn vat met daai operasie wat ek gehad het. Mens kan skaars 2 sulke snytjies 'n operasie noem. Dan af waar daai 2 snytjies is. Hendrik, daar's absoluut geen vergelyking tussen 'n vasektomie en 'n keisersnee nie. Gaan hulle jou mangels uithaal met 'n keisersnee? Nee man, ons praat nou weer heeltemal by mekaar verby. Maar dit is omdat jy hoor net wat jy wil hoor. Tannie, ouma sit op die bed en sy snik soos 'n huil. Sien jy? Toe maar, Tannie sal gaan troos. Hoekom is ouma hartseer? Is iemand dood? Nee, sy is seker net 'n bietjie ontstel. Daar was 'n misverstand. Wat 'n misverstand? Ek weet nie presies nie. Dis hoekom hulle dit 'n misverstand noem. Maar alles sal nou weer reg wees, toe maar. Tannie gaan baie kwaad wees as ook nie daai gat in die draad gaan regmaak nie. En die Betty se bulldog is al weer op die gras. Wat maak hy? Moet maar liewer self kom kyk. Bullseye. Daai bulldog soek al lank al af hoor. Onder hallo. Wat sê? O, hallo Betty. Hoe nou? Shame. Hoe sê jy Betty? Kitty. Nee. Ek laat dit nie in my huis toe nie. Nee, Wimpie weet dit. Hoe?
Albaster. Waar? Maar Betty, jy dink nie dalk hy het die albaster ingesluk en nou sit hy... Nee, okay Betty. Nee, ek sal vir die kinders sê. Ja, okay, bye. Shame. Daai bulldog het my al 3 pare nuwe skoene laat weggooi. Nou grootman. Daddy, ouma en Rikkie sit in ouma se kamer en huil snot en trane. Praat maar, ek luister. Nee pa, wag eers vir ma. Anders moet alles herhaal. En ek sien nie kans om 2 maal deur dieselfde emosionele trauma te gaan. Julle wil nie net weer geld leen. Nou vat pa ons nie gesig. Dis 'n baie ernstige saak om preggies te word. Jy stupid, dan maak jy alles uit. Sorry, Poeksie. Wat is van die punt om nog verder hier te sit? Jy het alles uitgeblaker. Wag, sit. Ek sal maak of ek niks gehoor het nie, okay? Okay. Dankie, pa. Shut up nou. As maak omdat ek praat. Dis in 'n geval met my wat gebeur het. Ja, okay. Maar so ook nie as jy het alleen reg gekry het nie. Erken jy nou dat dit jou skuld is? Dis nie wat ek gesê het nie. Maar daar sal 7 soorte hel losbars as iemand andersin is. Vark! Wat dink jy van my? Verskoon my. Moet ek nog hier vir jou ma wag of moet ek maar die kombuis verlaat? Nee, pa, bly liewer. Ja, asseblief pa. Net nou verloor ek beheer en gryp 'n paar van ma se koppies. Hulle sê 'n mens raak baie emosioneel as 'n mens is soos wat sy nou is. Alhoewel, mans kan nie eintlik nie. Presies. Mans kan net aandraai en wegstap. En as jy vrou wat moet sit met die gebakte pere. Of die baby. Hendrikie speel saam met die kinders. Wat is dit? Ma, ek weet ma moet vanaand in hospitaal toe en ons wil maar nie ontstel voor die operasie nie, maar ons moet ma vertel. Wil ma nie liewer sit nie? Ek weet nie hoe ma dit gaan vat nie. Wat is dit? Het julle probleme? Nog nie, maar ons sal oor 9 maande hê. Ek het gesê ek wil dit sê. Is dit waar, Jolanda? Ons dink so. Al die tekens is daar. Maar hoe kon julle dink dat ek nie daaroor sou bly wees nie? Geluk. Ek moet my ma gaan sê. Wanneer het jy die uitslag gekry? Mens kry mos nie uitslag nie, net later een groot knop. Ek bedoel die uitslag van die toets. Volgende Vrydag. Praat ons nou van dieselfde ding? Ja, die safety toets wat ek gister by die werk geskryf het. Ja man. Jou ma praat van die toets of Jolanda verwag of nie. Ek is nie getoets nie. Ek weet. Maar Jolanda, 'n mens laat die toets doen net om doodseker te maak. Maar ek is doodseker. Ek was al vanoggend so siek soos 'n kat. Toe sy my vertel dat ek so ontstel, toe skiet ek self 'n paar. En Hendrikie ook. Wat? Was julle al 3 vanmôre siek geweest? Ja, maar ons is so 'n hegte ou familietjie. As die een siek word, ontstel dit die ander vreeslik. Ek dink voor ons opgewonde raak, moet jy liewers vir 'n toets gaan. Want dit klink vir my asof die hegte ou familietjie dalk net dieselfde ding gisteraand geëet het. Ja, van hy hoender wat oorgebly het by die klapdans. Ek het gewonder oor daai hoender. Ek ook. Maar laat 'n mens baie beter voel as jy vir jouself sê dat dit net vleis was en nie wonder wat met haar weeskykings gaan gebeur nie. Nee man, dit kon miskien 'n bietjie afgewees het en julle al 3 siek gemaak het. Probeer maar sê dat Jolly dalk nie preggies is nie. Poeksie, ek is jammer. Ag, is okay, Poeksie, moet net nie so huil nie. Miskien moet jy net gaan vir daai toets om seker te maak. Ek wil soos 'n fool. Nou sal ek weer vir almal moet bel en sê ek is nie. Jy hoef nie. Ons kan net sorg dat jy vinnig preggies word. Wat is die idee? Nee man, ou boet. 'n Mens beplan nie vinnige baba net om 'n paar telefoonoproepe te spaar nie. Ma's reg. Jy moet nie weer begin varkerig raak nie.
Toe, gaan kry vir Hendrik laat ons ry. My ma was nogal senuweeagtig toe hulle hier weg is. Mooi tog, ons moet môre vir haar blomme vat. Het jy nog jou mangels? Ja. Wil dokter Wimps dit ondersoek? Annie Wimpie. Wees vry nie vir jou ouma nie. Jammer ouma. Sis Wimps. Ouma, dis kinders. As julle moet vry gaan vry op die stoep. Of vir die inry. Liewer nie. Ja, okay, ons waai. Sien nodig dat die hele wêreld ons raad gee nie. Wimps is wat ek hom noem. Vir jou is hy Wimpie, okay? Okay. Blond jy jaloers op 'n nat agter die ore. Weeskind. Kom julle. Ek het vir Maggie beloof. Dadelik in die bad en dan in die bed. Wil jy maar my die tannie sal alright wees? Haar oë was vol trane toe ons geloop het. Ja, sy is net 'n bietjie ontstel oor sy weg is van die huis af. Dis al. Maar sy gaan definitief môre terug wees by die huis, né oom? Natuurlik. Hoekom vra jy? Dis wat almal gesê het. Maar my mamma het nooit weer huis toe gekom nie. Nee, hierdie is anders. Ek beloof jou, oormôre as ek haar gaan haal, dan gaan jy saam. Toe gaan bad nou. Okay oom. Pa! Ja, wat? Hy's weg, net verdwyn. Wie? Hendrikie? Nee, my bollie. Kan nie glo hy's nou nog so erg met sy ou bollie nie. Hy sê dit het vir hom sentimentele waarde. Hy het sy tande daarop gesny. 'n Spaakplug is 'n spaakplug. Hoekom kry jy net vir 'n ander een by die werk nie? Hier is jy laf. Daar's net een bollie. Ek moes een keer van Durban af terugry Magai toe om daai bollie te gaan soek op die strand toe hy weggeraak het. Jy was maar net so erg oor jou bersie. Ja, seker. Jolly moes hy soet se sakke leeggemaak het voor sy droogskomaker toe gevat. Het hy by die droogskomakers gaan vra? Ja, ons het gisteraan die na-uur se nommer gebel, maar daar was nie antwoord nie. Ek beloof jou hy het vanmôre voor werk al langs gery. Wonder of ma nog iewers my bersie het. Ek kan jou 'n brief gee, sy sou dit nie weggegooi het nie. Sy het dan nog steeds haar ou laptop, Bella. Shame. Sy moet nou een of ander tyd ingaan. Alhoewel ouma hier is, voel die huis nogal leeg sonder ma. Nie halfte so leeg soos my bed. Ek verkies koffie as ek opstaan. Vanoggend het ek my amper 'n blaas gebrand met daai kokende tee wat ek by ouma gekry het. Jy moenie ondankbaar wees nie. Wees bly sy is hier om te help. Was so hitte of jou ouma het terug Johannesburg toe gehike. Ek kan dit nie verstaan. Ma en ouma kom so goed klaar as ma hier is en ouma in Johannesburg. Maar in dieselfde huis werk hulle op mekaar se senuwees. Hendrik, wat nou? Nee, ek gee op, wat nou? Daai wat ek gedink is 'n aar, was toe al die tyd 'n heng so groot waterpyp. En nou spuit dit die hele wêreld vol. Die waterpyp raak gebeur. Ja, asseblief help my, wat moet ek nou doen? Ek sal nooit weer lieg en sê ek's met die helm gebore nie. En ek kan ook nie water aanwys nie. Bel die munisipaliteit, hulle sal dit kom regmaak. Oom het nie 'n waterpyp raak gebore nie. Natuurlik het ek. Kom kyk hoe spuit dit my jaar vol. Dit wat oom raak gebore het is 'n rioolpyp. Bekkie slaap nou. Hulle mis Maggie baie. Julle moet nie haar was nie. Jy ken vir Maggie. Môre as sy terugkom, moet hierdie kombuis spotless wees. Sjoe, ma se keel is baie seer. Sy het nie eens vanaand aan haar jelly of roomys geraak nie. Seker regte hospitaal jelly. Jy het hom als opgeëet. As 'n mens vir mense gaan kuier in die hospitaal, dan verwag hulle dit van jou. Ek's dood seker die enigste mense wat ooit daai hospitaal kos eet, is die besoekers. Ouma sal nie vergeet om met my pa te praat oor daai briefie vir maandag nie. Ja, later. Ek dink ek moet gaan bad. Wat 'n briefie? Was tog die koppie asseblief? Jy weer aangejaag by die skool. Nee. Hy is net 'n bietjie laat, dis al. Hoe laat? Toe ek dan vanmôre hier weg is werk toe, was maar dan al op. Wimpie en die twee kleintjies het so lekker geslaap. Ek het nie kans gesien om hulle so vroeg te laat opstaan in die koue nie. Rietjie en Neelsie ook. Maar het niks hiervan vir Maggie gesê. Sy's in die hospitaal. Wil hom nie ontstel nie.
Hoe laat was jy? Ouma, ek het ouma gesê. OK. Hulle was nie. Was nie wat nie. Skool toe nie. Maar Maggie gaan weer sê dis alles my skuld. Ons het nog geslaap en toe het ouma gaan sit en ontbyt TV kyk en pa weet wat doen die TV aan ouma. Was net so toe ek weg. En toe Rikkie my kom wakker maak, toe is dit al na 9. Ek hoor dit nou eers. Wat dink jy gaan jou ma sê? Dink ma gaan nogal baie sê. Kan ek nou maar gaan bad? Ja, ma. Elsie! Hey! Kan jy nie soos 'n gewone mens by die deur aankom nie? Elsie! Voorpare by iemand anders hoor. Ek was nie vanoggend by die werk nie. Het jy ook verslap? Gisteraand nie 'n oog toegemaak nie. Ek het heelnag gelê en worry. Maar dis nou alles verby, want ek het my bollie gekry. Bly! Ek het daai hele draai kinders al daai trokke heeltemal deursoek. En soos gewoonlik as 'n mens daar iets soek, kry ek dit toe op die laaste plek waar ek gekyk het. Waar was dit? Op die toonbank in die verlore goedereboks. Ja, sy dol, kom sit. Dan bring ek vir jou 'n ietsie om te drink. Net 'n glas koue water dan. Sien jy? Net soos ek jou beloof het, die tannie is terug. Ons het tannie vreeslik gemis en ek het sommer 'n knop op my keel gekry. Ag, toe maar is nou alles verby. Ek het 'n vreeslike kopseer gekry, net hier. Is dit so asjas? En al ouma se sweets. O, dit kon ek seker verwag het. Wampie was gister nie skool toe nie. Nee, as jy ons het die oom beloof om niks te sê nie. Niks te sê waaroor nie. Dat nie een van ons gister skool toe was nie. Ah, sy dol. Ek het sommer ys ingegooi. Dankie van Tonner. Julle twee het beloof om niks uit te lap. Het uitgeglip, oom. Hendrik, dis baie onverantwoordelik om die kinders te leer lieg. Nee, ek het net vir hulle gesê hulle moet wag tot ek jou kalm alles kan vertel. Ek het regtig gedink tussen jou en my ma is daar genoeg verantwoordelikheid om vir 2 dae na die kinders te kyk. Maggie, ek het dit ook eers gisteraand gehoor. Ek was meer geskok as jy. Seker die wat my ma ook soos 'n groot speld verdwyn het. En Wimpie. Ouma het vreeslik met Wampie geraas. Sy het gesê, "Sies Wampie, mens vry nie so vieslik vir jou ouma nie." Hendrik? Dit is Sonja vir my. Nou my ou weer wins en dan klap jou business. Wat? Hoe klap dit vir my? Hey, ek was daar. Maggie, hierdie twee kinders kan my leer lieg. Ek moes maar liewer in die hospitaal gebly het. Hallo ma. Ons het ma nie nou al terug verwag nie. Ons wou jou verras. Glo my ma, ek is. Ek het vir Wimpie gevra om my hierbo na die winkels toe te neem en ek het vir jou 'n splinternuwe mikrogolfoond gekoop. Hoekom? Ek het een. Ag, maar die lettertjies is so klein op hom. Mens kan nie sien of dit op 1 minuut of 1 uur gestel is nie. Ek kan dit baie duidelik lees, ma. Ma bedoel seker kon. Ma het nie idee hoe 'n mikrogolf lyk wat vir 'n uur lank 'n pot tee op haai gebraai het nie. Is dit wat ma met my mikrogolf gedoen het? Geweet daar was iets wat ek vergeet het. Ek sal maar môre vir jou 'n nuwe teepot oorkoop. En nou, wat het ek nou weer verkeerd gesê? Die volgende een wat weer sy voete in my kom bysit, se mangels haal ek persoonlik uit. Hallo Hendrik. Jy gesien met jy langsam by Betty in die gang is? Nee, wat? Die polisie is daar. En 'n paar ouens van die SPCA. Hulle soek glo iemand wat daar bulldog met marble skiet. Is dit? Shane. Ek wil 'n bietjie besigheid met jou doen. Wat 'n besigheid? So amper 'n ek krap joune en jy krap myne ooreenkoms. Skus. Al wat jy moet doen is, jy moet hierdie 14 boere bel en vir hulle sê Spike het 'n foutjie gemaak. Hulle moet liewer nie boor daar waar hy water aangewys het nie. En sê vir hulle geld is vanoggend al aan hulle teruggepos. OK. OK, dis nou die deel ek krap joune. Korrek. OK. Hoe klink die jy krap myne deel?
Ek het nie daai ding gesien. Nou, baantjie is klaar opgehak en hy's vol pap en boerewors. Ek het net kom hoor of Wimpie met al kan kom help. Waarmee? Met die horrocks verkoop. Ek het vir hom ook so 'n T-shirt en 'n kepsie. Dit was eintlik vir Jolanda bedoel, maar sy het haar ouers beloof sy sal nooit op straathoeke werk nie. En waar gaan jy jou waantjie trek? As 'n groot sokkerwedstryd by die myn, ek wil so reg langs die stadion gaan staan. Ek het toestemming by die mynbestuur gekry en alles. Ag, toe pa, kan Wimpie my nie kom help nie. Ek voel so nervus soos voor my try-test. Maar enige iemand voel seker maar bietjie op sy senuwees as sy eerste keer sy besigheid oopmaak. Ja, vanoggend het ek amper besluit om nooit oop te maak nie. Ek het gisterand nie 'n oog toegemaak nie, ek het so ge-worry. Toe sê Jolly, sy het haarself afgesloof voor die stoof om daai geweldige pot pap te maak en om al daai rolls te botter en dit was in elk geval my stupid idee. En as ek nou gaan uitcheck en dan vat sy my waantjie en sy rol hom op die potspad. Ek het slegte nuus vir jou. Wimpie is saam met die skool Heidelberg toe. Hulle het die interatletiek daar gaan verloor. Hy kom eers môre terug. Nou voor ek sommer lus en rol self my waantjie op die potspad. Nee man. Dis so ergie. Ag, vir pa my nie help nie asseblief pa. Nee, ek het 'n golfafspraak. Ag, kanselleer asseblief pa, pa hoef nie T-shirt aan te trek nie, net die kepsie. Al kepsie wat ek nou gaan aantrek is my golfkepsie. Ag, pa, is daar dan niemand wat my kan help nie? Hendrik, het jy nie vir my 'n plank of 'n ou deur wat ek onder my matras kan sit? En nou? Jy so na my kyk of ek jou onmoontlike vra? Haas het daai matras so pap gelê, kan nie 'n oog toegemaak kry op hom. Ouma weet mos hoe om met die publiek te werk. Ouma het mos baie ondervinding met die slaghuis en so. Is seker so. Ou moet soek iemand om hom die eerste keer te gaan help hotdogs verkoop. Ag, asseblief ouma, ek sou ouma 'n plank onder ouma se bed sit. Al moet ek my eie voordeur afskroef. Dit sal nie nodig wees nie, ou boet. Ek sal ouma betaal. Ag, moenie laf wees nie, man. As ek jou help, dan help ek jou omdat ek wil. Wil nie betaal word nie. Laat ek net my voorskot gaan af. Jy sou ouma ook 'n kepsie. Don't push your luck. Vergeet die kepsie. Dankie ouma. Thanks pa. Kapoeter, kapoeter, kapot. Die eseltjie ry na die stad. Hy pluk aan sy dompie en hy sukkel met dompie en hy trek sy keel lang oor 'n plat. Joeho! Dis oulik. Net oulik, oom bedoel seker dat Mango Grooves is beginners lyk. En Michael Jackson. Ja, dis presies wat ek bedoel, ja. Jy sê jy gee nie om as ek so 'n bietjie gaan golf speel. Nee, gaan gerus en geniet jouself. Ek gaan so 'n bietjie koek bak en die tweetjies gaan my help. Alleen in my kombuis sonder dat ek die hele tyd hoef tee aan te dra of hoef te hoor hoe de mekaar my huis is. Ja, ek verstaan. Okay, bye. Bye. Ek sal vir hom duim vashou, ek hoop hom wen. Ah, dankie. Skop sommer sy skoolsoom. Ja, dankie. Maar al wat ek gaan skop is ou Boets Miller se bas as hy weer sy carry betaal om my bal in die raf in te skop. Ek sal dit kry. Hallo. Kollekteer. Ja, natuurlik. Hallo, huises. Nee, die telefoon is duidelik. Hoe nou? Ja, ons het ook maar gesukkel om met hom huis te hou. Ja. Wie? O ja, dit is onverantwoordelik. Wie? Wie sê? O. Ja, dankie dat jy ons laat weet dit. Bel maar as jy nog iets hoor, Houses. Okay, bye. Wat het jou pa nou weer aangevang? Hy het al sy goedjies gepak en uitgetrek by Houses hulle. Is hy op pad terug? Hendrik, my ma's in sy kamer. Wat gaan ek nou doen? Stop die lorry. My pa het 'n weduwee ontmoet in Windhoek. Wel, ongetrek. Nee, my ouers het ook maar hulle dinge. Maar my ma sal nooit so onverantwoordelik wees soos jou pa nie. Daar is sy. Dis pragtig. Al wanneer ons het op die plotkoek gebak het, was met Kersfees. En as jy 'n verjaar het? Want ons elkeen net so 'n pak sweets gekry. En baie siek geword. Ag, foei toe. Vat maar vir julle elkeen 'n koekie. Ma! Wag, pa! Wat's vir ma? Pa! Hy speel golf. Wat gaan ons nou doen?
doen. Niels het nou net gebel en gesê, pa moet hom asseblief kom help. Ek het van die begin af geweet, daai bandjie gaan nog net moeilikheid veroorsaak. Eers my huwelik en nou in die straat. Ma moet asseblief kom. Ek kan nie meer cope nie. Nou wat het dan gebeur? Niels is die bo by die dokters besig om steke in sy arm te kry. Almal by die polisiestasie. Is hulle beroof? Nee, maar die karretjie is 'n write-off. Was hulle in 'n ongeluk? Nee, ma, ek weet nie wat presies alles gebeur het nie, maar dit kom daarvan as 'n mechanic, 'n sakeman probeer wees. En al wat hulle moes doen is hotdogs verkoop. Is my ma besig om 'n klag by die polisiestasie in te dien? Nee, ek het dit nie gesê nie. Ouma's gearresteer. Wat? Kom julle. Waar is Hendrik as ek hom die dag nodig het? By die golf. En ek het gedag ek gaan 'n rustige dag hê. Ek is net dankbaar ou boet nie ernstig beseer nie. Dit kon baie erger gewees het. Kom ons gaan speel in die kamer. Kom ons by polisie en dief. Kom! Sien ma. Ek skaam my dood. Ek het nooit gedink dat ek die dag sou belewe dat ek my eie ma uit 'n tronk uit moes gaan haal nie. Ag, toe nou. Jy ruk as uit verband uit. Dis net 'n polisiesel. Gaan 'n tronk nie. Ek het my so geskaam. As pa dit moet hoor kry hy stype. Het jy die ou kussientjies gemaak? Al wat ma moes gaan doen is om die hotdogs te verkoop. Net vanoggend sê ek vir Hendrik, my ma sal nooit so onverantwoordelik wees soos jou pa nie. Stoffel is onverantwoordelik om sommer by 'n wildvreemde vrou te gaan intrek. Ek het die dorp begins bewys om daai verkeerskonstabel met 'n stukkie pap te gooi. Was dit nodig om hom nog met die tomatiesous op te spuit? Hy het dit verdien. Ek gee uit die goedheid van my hart uit vir hom 'n hotdog verniet. En terwyl hy die hotdog staan en eet, gee vir my en ou boet 'n kaartjie vir R200 omdat ons op 'n geel streep smous. Dis sy werk, ma. Nie nodig om onbeskof te raak toe ek vir hom R200 vra vir die hotdog wat hy opgeëet het. Dit was verkeerd om ma se humeur te verloor en onverantwoordelik op te tree. Maggie, toe hy vir my sê, ek is in die bol gepak, toe kry hy 'n bolpak. Maar ek verstaan ma glad nie. Ma was altyd die een wat vrede bewaar het. Pa was die bekleierige een. Ek het baie verander toe jou pa my goed gepak het en my op die stasie gaan aflaai. Maar ons praat nie nou van pa nie, ons praat van ma. Ag, ons sal baie lekkerder gesels met 'n koppie tee. Ek is seker die teesakkies wat hulle daar in die tronk gebruik hulle 10 keer oor. Ek het nou nog so nasmaak in my mond. Ek voel ek het 'n migraine aan die kom. Ag Maggie, jy sien altyd die negatiewe kant van alles. Vandag is vir jou 'n krisis. Vir my was dit een van die opwindendste wat ek in 'n lang tyd gehad het. Maar ma het baie verander. Gee maar nie om wat die mense sê nie. Ag man, niemand ken my op die dorp nie. Hoekom sal ek daaroor worry? Hulle ken my. Ag, ons sal dit stil hou, niemand sal weet. Ma ken nie die mense van die dorp nie. Hallo, Maggie van Tonner? Wie? Koerant? Wat 'n koerant? Sorry sir, no comment. Sien maar. Die koerant is soek na alle onderhoud. Ek sal my hare moet laat perm. Dan een ding wat jy by my geërf het. Koekbak. Hallo skattebol, wat 'n lieflike dag. Ek het nie alleen vir ou Butch Miller ordentlik gelooi, maar ek het ook my eerste hole-in-one geslaan. Hier is my sertifikaat. Uitgereik aan Hendrik van Tonner vir sy volmaakte gelukhou op die 3de gaatjie. Geteken deur die klub se voorsitter. Toe was die applous. Moet sê ek was self verbaas. Kan niemand iets sê nie? Ouma was in die tronk. Die kind is 'n komik. Ouma was in die tronk. Assie, daar stories aan oom. Kom julle. Julle moet gaan slaap. Kyk net of ek by die regte huis is. Regte huis. Maar die verkeerde tyd.
Het ek al genoem dat ek 'n sertifikaat gekry het? Ja, jy het. Ma my nie net stadig vertel wat ek alles vandag hier gemis het. Nee. Hendrik, waar is jy as ek jou die dag nodig het? Ek het die telefoon warm gebel na die klip toe, maar niemand antwoord dit eers nie. Hier moet ek met alles koop, terwyl jy besig is om holes in one te slaan. Het ek al genoem dat ek 'n sertifikaat gekry het? Ek gaan 'n maagseer kry. Wat gee my nou die idee dat ek vandag weer hier op die bank moet slaap? Dan beter is daai papmatras waarop ek moet slaap. Maar ou moet dit mos gesê as 'n vir ma 'n plank is. Hendrik, as jy klaar gesels het oor papmatrasse, dan kom jy kombuis toe. Miskien kan ek dan 'n woordjie inkry. Ek maak solank vir jou sterk swart koffie. Dankie Dol. How's dit pa? Geluk met die hole in one. Dankie, nie te hard praat nie. Hou jy van my sertifikaat? Dis smart. Die enigste sertifikaat wat ek nog gekry het, was die een wat hulle my gegee het toe ek my TV klaar afbetaal het. A1 customer. Het hang in my garage. Jolie het dit in die huis belet. Ek is jammer om te hoor wat gister met jou besigheid gebeur. Ja, pa. Ek is vandag so depressief soos 'n hoender wat 'n spaakplak ingesluk het. Jy kon lelik seer gekry het. Ek weet, maar my besigheid lê in stukkies en my hotdog se hele sokkerveld vol. Ou, ons moet dalk aanvaar jy was nie heeltemal vir die hotdog besigheid bedoel nie. Pa, en ek het gedink hotdogs ry is gevaarlik. Maar alles daai myn sekuriteitswag se skuld. As hy nie so trigger happy was, het ek vandag nog my besigheid gehad. Hoekom wil hy toe skielik begin skiet? Nee, toe ouma en die speedkop daar op mekaar begin skreeu, toe hoor die sekuriteitswag het en hy kom maar aangehardloop en is net toe dat ouma die speedkop in die tomatiesou spuit en die sekuriteitswag sien toe net hoe die speedkop sy bors so vas en ouma wat daar staan met die vleisvark en toe dog hy seker ouma die speedkop met die vark gesteek. Dit kan 'n mens verstaan. En toe ruk hy sy rollie uit om 2 waarskuwingsskote in die lug te skiet. Maar toe is hy so opgewonde na al die jare se gewag vir gun action dat hy die sneller begin trek voor sy gun behoorlik uit sy holster uit is. En is toe wat hy homself in die voet skiet. Ja, maar die eerste skoot. En toe terwyl hy val, toe trek hy weer die sneller en toe tref hy my waantjie se gasbottel. Stupid fool. Hy kon iemand doodgeskiet het. Presies. En toe klap hy gasbottel soos 'n cracker. En hy maak 'n vlam soos 'n dragster met 'n jet engine. En my hotdog baantjie maak 'n wheelie van 0 tot 60 in 2 sekondes reg in die stadion se muur vas. Jy kon lelik verongeluk. Ek weet. En toe jy giskare, want dit reën horrel. Waar was jy toe gewees? Nee, ek was daar waar my waantjie nog laas gestaan het, maar toe my waantjie nou sy wheelie maak, toe gooi hy my soos 'n vrotsvel in. Toe ek lights out en toe word ek eers weer wakker by die dokter se spreekkamer, nog met 'n horrok in my hand. En waar het jy die sny in jou arm gekry? Nee, toe die dokter my besmeurde hemp oopsny om te kyk of ek ergens gewond is, toe sny hy my arm raak. Nee, en wat sê hy toe? Sorry, pel. Maar gelukkig was ek daar in die spreekkamer, toe kon hy daar dadelik vir my steke inwerk. Goed. Jy weet ongelukke hol na jou toe. Soos vriende na 'n ou toe wat die jackpot gewen het. Wie het die jackpot gewen? Niemand, vergeet dit. En wat gaan jy nou maak? Brood en melk koop. Ja man, met jou waantjie. Niks, ek wil niks van haar weet nie. Ek sal die kan vat om my besigheid so opgevrommel te sien nie. Jy weet, miskien moet jy met die mynbestuurder gaan praat. Dis eintlik daai sekuriteitswag wat alles begin. Hendrik, ek is bly jy het 'n kollou geslaan. Geluk. Ek sal net nou na jou sertifikaat kyk. Okay. Hendrik, ek is jammer. My ma ontstel my en haal ek dit op jou uit. Ek haat om op by bank te slaap. Maar ek sê mos ek is jammer. Ag, sê dit. Wat? Ag, toe Boeksie sê dit.
Maggie, het jy gedrink? Jy lag. Dis jy wat gister op die 19de puitjie gekuier het. Ek probeer maar net vriendelik wees. Dis nie maklik om te erken as jy verkeerd was nie. Herken jy dat jy verkeerd was? Ja, maar jy was ook. OK. Kom ons sê albei sorry en dan sien ons dit alles beter. OK, sorry. Sorry. Kan maar ook nie uitlos nie. Ek maar die munisipaliteit gebel. Ja, en die koerant. Die koerant? Is dit nie genoeg dat almal van hier tot en welkom weet wat my aangevang het nie? Want maar nou nog op die agterblaaie van die Sondagkoerant ook laat ek skaam my oor. Gaan wonder jy hardloop weg of nie. Hendrik, hoe hou jy huis met 'n vrou wat soos 'n draadloos te kere gaan? Ma, niemand, nie eers ma sê dit van my vrou nie, net ek mag dit sê. Wat ma gedoen het was verkeerd. En as ma nou aanhou om my vrou te ontstel En te sê haar huis is deurmekaar. en te sê haar huis is deurmekaar, dan gaan ek maak soos pa en ma met tassies en al by die stasie aflaai. Ek hou van 'n man wat die broek in die huis dra. Goed, ek sal nooit weer my neus in julle sake steek nie. Daar's net een ding wat ek wil weet. Wat's dit? Is daar 'n goedkoop droogskoonmaker op die dorp? Hoe kom jy maar dit weet? Ek en die verkeerskonstabel het besluit om die saak te skik. Hy gaan die saak terugtrek as ek sy uniform laat droogskoon maak en as ek 'n amptelike verskoning in die plaaslike koerant plaas. Fluit 'n uilie agter hom. En voor tussen die donker grasse verskyn daar 2 groot geel oë wat hom dophou. Hier steek 'n lelike kop sy ding uit. Nou? Lees asseblief tannie, my senuwees is gedaan. Ja. Nou kan tannie maar lees. Fransie voel hoe sy hartjie vinniger begin klop. Die reënbui raak al hoe erger en die weerlig al hoe nader. Dan sien Fransie die groot geel oë wat uit die donkerte stip na hom staar. Kan maar nie klop nie. Waarvoor? Ek bly so te sê hier. Maar toe die uniform by die droogskoonmaker ingegee. Is Hendrik hier? Nee, maar hy is myn toe saam met Ouboet. Ouboet moes met die mynbestuurder gaan praat oor sy karretjie. O, my verskoning is toe in die koerant. Jy hoor. Mevrou Gous van Johannesburg, dis ek, dui hiermee amptelik haar verskoning aan teenoor verkeerskonstabel Bester, vir wie sy verkeerdelik met 'n bol mieliepap gegooi het. Sy vrou ook verskoning omdat sy hom daarna per ongeluk vol tomatiesous gespuit het. Hiermee trek sy dan ook haar woorde terug en beloof om meneer Bester se waarskuwing die aandag te gee wat dit verdien. Nou maar dit 'n verskoning. Dit klink soos 'n oorlogsverklaring. Hy wou verskoning gehad het, ek het dit geplaas, nou moet hy die saak terugtrek. Wel, ek behoort seker dankbaar te wees dat ma nie my naam genoem het nie. Niemand weet gelukkig in hierdie dorp wie mevrou Gous van Johannesburg is nie. Wag, ek is nog nie klaar nie. Mevrou Gous wil ook van die geleentheid gebruik maak om haar skoonseun Hendrik van Tonner geluk te wens met sy kolhou op die Orkney golfbaan Saterdag. Sal ek dit kry tannie? Ja, asseblief. Alsa, is pa Niels nog nie terug nie? Nee, By die huis, my ma is daar by hom. by wie? Hendrikie! Maar as ek alleen nie aankom, dan vra maar my altyd, waar's Hendrikie? O, waar is Hendrikie? Ek het mos gesê by die huis. Hy sit daar vir kyk om aan die televisie. Maar dink maar ons kan daai kind so ver kry om na ordentlike kinderprogramme te kyk. Hy weier. Nou sit hy daar en kyk na alles wat ons vir hom getyp het. Hy's mal oor agenda en ekonomie. Ek hou daarvan om rugby op TV te kyk. 'n Goeie wedstryd, 'n goeie rugbywedstryd, veral as Transvaal wen. God, dit is hulle verloor. Mens sukkel so om die narkievlekke van die TV-stel af te kry. Tannie, wanneer gaan ons hoor wat met Fransie gebeur het? Ek beloof ek sal vanaand vir julle klaar lees. As dit donker is. Ja, maar jy hoef nie so bekommerd te wees nie. Die storie het 'n goeie einde. Kom ons gaan speel in die kamer. Ja, toe. Dis 'n slegte manier om hier te sit en tande tel. Rietjie is net soos 'n ma vir Neelsie. 'n Ma wat omgee.
Want my ma het nooit vir my stories gelees toe ek klein was nie. En as ek vir haar 'n storie vertel het ek 'n klap gekry. Dankie ma. Nou weet almal. Die mense waai selfs vir my. Ene toppie skree self se pa in die kol, kerel. Hendrik, die mense glimlag nie vir jou oor jou kol hou nie. Hulle lag vir jou oor jou skoonma se kol skoot. Dink jy so? Boeksie, wat het by die mynbestuurder gebeur? Die mynbestuurder sê die vakbond bevraagteken die herverdeling van hotdogs. En toe betaal hulle my uit vir die hotdog waantjie. Onthou jy daai geld wat ons gespaar het om 'n vriezer mee te koop, het jy gebruik om daai waantjie mee te koop? Jy kan dit seker nou maar terugsit in ons spaarboekie. Ek weier. Want raai, vir wie het ek daai vriezer wat sy nog altyd wou gehad het, kontant gekoop? Jy bedoel seker soos Miss Piggy sê, moi. Ek tog as die Grieks vir jou begeerlike vrou, moe. Ek dog moes Engels vir 'n koei. Sorry. Hulle lewer môre die vriezer af. Dankie, Poeks. Maar sê vir my, het jy al die geld wat jy gekry het op daai vriezer spandeer of was daar nog so 'n bietjie klein geld? Geluk pa. Pa het my bed gevat. Dit sal net 5 sekondes wees, dan sal jy wil weet of daar klein geld is. En die ou wat die balletjie en al die gaatjies slaan vir die minste oue, hy wen. In sokker, weddingsplan vir die Mr. Koolskop. Ja man, ek weet in rugby is dit ook so. Maar rugby is anders. Die rugby is 'n kuns. Dit is 'n lewenstyl. Dit moet in jou bloed wees. Rugby is soos musiek. Dit is soos River Ballet. Ek hou van sokker. Ja man, jy kan van sokker ook hou. Mens kan van meer as een sport hou, solank jy net van rugby die meeste hou, okay? En nou, wat gaan hier dan? Dis in die middel van die nag en hier sit julle twee klipharte gesels. Wil die res van die huis ook wakker maak? Ek kon nie slaap nie, want ek worry oor geld. En hy kon nie slaap nie, want hy worry oor die geel oë wat vir Fransie in die bos loer. En hier in die kombuis staan 'n koek, wat moes ons nou doen? Wil jy en Neelsie net so dik word soos jy? Nee? Kom, Neelsie. Nou sê ek en jy weer moet tande borsel voordat ek jou terugsit in die bed. Wat bedoel jy worry oor geld? Het jy weer iets aangevang waarvan ek nie weet nie? Nee, ek het maar net gelê en dink, wat sal ek nou doen as ek 'n miljoen rand wen? En eers is 'n mens baie oordentlik en vrygewig en jy dink aan jou familie en vriende wat swaar kry. En dan dink jy, wat sal jy met die geld maak? En dan raak jy snaakserig en die miljoen raak te min. En as jy so by die 3de miljoen kom, dan begin jy sweet en rondrol in die bed. En dan kom eet jy maar. Maar jy kan bly wees. As ek worry, dan eet ek. Ou Swannie hoef nie eers te worry nie na sy py. Dis seker waar, maar is onverantwoordelik om die kind uit die bed uit te hou. Kom, Neelsie. Ek is bly julle snap op. Maggie, sê jy nie vir my 'n glasie warm melk maak met 'n ou toddy daarin nie. Ek het 'n vreeslike nagmerrie gehad. Ek het gedroom ek is gearresteer. Ma was gearresteer. Maak dit dan maar 'n dubbel asseblief. Cái quạt nó quay nóng.